Hoe gaan dit met u? Dis lekker om te hoor dat het met julle goed gaan. Die aanbiddende span gaan ons inlei in die teenwoordigheid van die Here met I speak Jesus. Kom ons staan saam. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus. To every
ons. In U naam, Jesus, is ons vanoggend vergader. Verheerlik U self ons Here en Meester. In Psalm 34 skryf Dawid: Ek wil die hele tyd prys. My mond is voortdurend vol van sy lof. En die Here sal ek roem, verdruktes sal dit hoor en hulle verheug. Maak saam met my die naam van die Here groot, ja, laat ons saam sy naam verheerlik. Ek het die Here geraadpleeg en hy het my geantwoord. Van al my verskrikkinge het hy my gered. Verdruktes kyk op na hom en hulle straal. Hulle gesigte hoef nie rooi van skaamte te wees nie. Hierdie magtelose het geroep en die Here het gehoor. Uit al sy benoudhede het hy hom verlos. Amen. Genade en vrede vir elkeen van u, van God ons Vader, deur die werking van die Heilige Gees. Kom ons prys die Here verder met reise halleluja en shout to the Lord. Hallelujah.
Geliefdes in ons Here Jesus, welkom in die Here se teenwoordigheid. Draai na jou broer of suster voor of agter jou, sê vir hulle, bly om jou te sien. Terwyl ons net so staan, Joshua, voordat hulle Jericho ingeneem het. En mens kan jouself indink wat het in Joshua se hart aangegaan. Wat gaan in 'n mens se hart aan as jy teen so 'n groot oormag kyk, Jericho, hierdie vreeslike mure. Toe Joshua naby Jericho was, het hy opgekyk, reg voor hom staan daar skielik 'n man met 'n ontbloote swaard in sy hand. Joshua gaan ten hom toe en vra hom, is jy vir ons, is jy ons vyand? Hy het geantwoord, nee, maar ek is die bevelvoerder van die leer van die Here. Daarom het ek gekom. Joshua het neergeval met sy gesig teen die grond, diep neergebuig en vir hom gesê, wat wil my Heer vir my en dienaars sê? Die bevelvoerder van die Here het gesê, trek jou sandale af, en die grond waarop jy staan is heilige grond. Wanneer ons na die Here toe opkyk en in hom glo, hy is die een wat vir ons veg. Die grond waarop ons staan is waar hy is, heilige grond. Kom ons verheerlik hom deur hom vir hom te sê, Here, you are the waymaker. You are the
Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Die Here sê dit vir ons, hy sê ek is die weg, die waarheid en die lewe. Ek is die lig wat in die duisternis skyn. Ons sê met die lied vir hom, wat teenoor hom bely, Here, U is die een wat vir ons die weg oopbaan, die weg na die ewige lewe. U is die lig wat kom skyn in die duisternis. U skyn ook in die duisternis van ons harte, van ons oomblik. En ons gaan dit hoor in Psalm 13, hoe Dawid tot hierdie ontdekking kom, terwyl hy op in 'n worstelstryd is. Maar terwyl ons hier by mekaar is hierdie die geleentheid waar ons vir die Here kan sê, Here, dankie, dat U die lig in my duisternis is. As daar 'n ding is wat my pla, of wat in my hart leef, wat vir my voel of dit my wil oorweldig. So ek wil vir U geleentheid gee, terwyl ons net so staan, voordat ons saam ons geloof teenoor ons Here gaan bely. Kom ons bid, kom ons word stil voor die Here en gee vir hom alles wat in jou hart is. Jesus, dankie dat U die lig is, wat in ons duisternis kom inskyn. Here, ons wil saam nou, as die kinders, wat nie by mekaar is, ons geloof bely in U, en sê dat ons in U glo, bely saam met my. Ek glo in God die Vader, die almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ten derde neergedaan het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Die Here sê, as ons glo dat hy ons vergewe, is ons vergewe. Amen. Ons kan ons bid. Broers en susters, ons het 'n geruime tyd gehad wat ons aan die woord spandeer het in die Markus Evangelie en ons spesifiek daarop gefokus het om vir onsself te vra, wat hoor ek? What is the mind of Christ for me? Wat kom leer Christus Jesus vir my uit Markus uit sy omgang met almal rondom hom? En voordat ons
enigstens by die skrif lees en ons gaan heeltemal na 'n ander gedeelte beweeg vanmôre. Ons gaan na Psalm 13 kyk. Maar ons wil baie graag so klein bietjie terugvoer hê uit die gemeente uit. En ek het gevra vir ons klein raadeel eers, ek hoop dat daar meer mense in die tyd wat voorles sal gaan voorkom om te getuig, wat ervaar jy in hierdie journey wat ons het met Jesus. Ons is op pad met Jesus hierdie jaar. En ons gaan hom volg tot aan die einde van die jaar. Ons gaan bly, ons volg hom, ons gaan hom volg tot die einde van ons lewe. Maar wat ek bedoel is, ons fokus is op, what would Jesus do? Hoe sal Jesus dink? Hoe sal Jesus sê? Hoe kan my optrede? Hoe kan ek toelaat dat my optrede verander? En dis deur kennis. Ek bekom kennis en daai kennis verander my. Maar bekom nie net kopkennis. Kopkennis is 'n baie gevaarlike ding as 'n gelowige. Want dit kan kopkennis bly. Dit moet hartskennis word. Jou hart moet verander. Jou lewe moet verander. Spurgeon het gesê, there's no fool so great as a fool. No fool so great a fool, jammer, as a knowing fool. No fool so great as a knowing fool. But to know how to use knowledge is to have wisdom. As ons knowledge kan bekom, en ons kan daai knowledge, daai verhoudingskennis met Jesus verander, in wisdom, die wisdom wat dit in ons lewe bring, om die gedrag te verander, word ons al hoe meer getransformeer om soos Jesus te word. En dis ons doelwit. Our next step in life, there's never a place to be, wat is daar woord, om stil te staan, of om sonder beweging te wees. Daar is nooit so 'n plek. In die koninkryk van die Here beweeg ons aan. Ons beweeg en ons groei, ons transformeer. As jy vandag op 'n plek is, en jy is 90 jaar oud, en jy groei in Christus Jesus, gaan jy nie oor 4 jaar nog steeds wees waar jy is op 90. As jy 15 jaar oud is en jy groei in Christus Jesus, as jy 20 is, gaan jy gans anders wees, jy totale mens wees, gaan getransformeer is. En ons gaan gebruik maak van baie getuienisse van gelowiges oor hoe die Here besig is om jou te transformeer. Nou voordat ons vir Suster Shereen sy het gesê, ek wil baie graag deel hoe die Here my getransformeer in die afgelope weke. Voordat ons vir haar geleentheid gee, gaan ons saam bid. Kom ons buig ons voor. Here, hoe lekker is dit vir ons, die kinders, om hier by u voete te wees, Here Jesus. U disippels het vir u gesê, Rabbi, leer lees. Maria het aan u voete geval en vir u gesê, Rabbi. Ons val aan u voete vanmôre, Here. U die lewende woord. En kom leer vir ons van u, deur u lewende woord. Spreek ook deur ons suster vanoggend, deur Suster Shereen, transformeer ons. Spreek deur my, Here, transformeer ons, dat ons meer sal word, soos u is, Here Jesus. In die naam. Amen. Baie dankie Shereen toe. Die was vir ons almal, vir my persoonlik, was die 'n goeie lerende maand gewees, waar ons nader die Here kan beweeg. En wat vir my gestaan het, was Markus 2,
waar Jesus in die woning was, ek kon nie self indink, ek is deel van die skare. En toe die man, die verlammende man kom, en sy vriende het gesê dat hulle sal nie in die huis gaan, die kast op veel mense. Toe ek my dat dit aan Engels Wentelsplein was, waar dit so 'n menigte mense was, dat jy voel jy wil kom, maar dit is onmoontlik deur die mense. So as ons vandag vriende het, soos hy vriende, hulle het gesê dis onmoontlik, maar hulle op die dak geklim, maar ek sal nie gedink het daaroor nie. Hulle het op die dak geklim en hulle het 'n gat gemaak in die dak, om die met af te laat sak, sodat hy net die Here in die Here se presence kan wees. En die Here het dit gesien en hy het gesê, jou geloof het jou gered. Nou, hoeveel van ons het hy vriende, dit het van my laat gesê, ek het 'n mag om vriende. Maar sal ek of jy my, of 'n vriend van my, tot op die uiterste gaan om vir my te help? En regtig dit het vir my, ek het baie vriende soos ek sê, maar wie van hulle sal dit doen vir my? Ek is 'n persoon wat sal my vriende help, soveel as ek kan, maar sal ek gaan tot 'n sekere punt, om tot op die einde by my vriend te staan. Dit is net as jy in die Here is. En ek het ook geleer, ek het jullie lief, ons het eintlik 'n baie goeie relationship met die kinders. En ek is altyd dankbaar vir die Here vir dit. Ek weet wanneer hulle seer kry, ek voel dit met hulle. Jullie wel vir my, sy sê my mommy, ek kan dit nie verstaan. En die maand moet ek sê dat sy leef baie na die Here. En sy sê vir my, ek het nou 'n posisie gekry by die werk, waar ek 'n bietjie kan opskuif, maar dit is harde werk. Maar almal vir my gesê, jy sal dit kan doen, maar toe sy dit kry, het is niemand hulle gevaar. Nou sê jy sê hulle vloek en hulle kan nie by vloek reageer nie, as hulle die praat aan vloek hulle. Toe sê vrou, moet nie na hulle level gaan, maar toe sê sy so vaak geraak, dat sy wou toe terug, toe sê nie. Nou, ek was altyd dankbaar vir die Here vir die verhouding wat ek het met haar. Voor sy enigiets doen, bel sy eers vir my. En ek sê vir haar, dis 'n baie belangrike maand. Bid met dit. Vas en bid. Dan sê ek vir die vrou, sy weet nog vir wat sê vir haar, ek vergeef jou, dat die Here is baie lief. En ek sê vir haar, moenie vir my, ek moet oor 15 minute terug werk toe. Kom ons bid. En moenie vir my bel vandag nie, want alles, jy moet dan af van jou vertroue in die Here. En as jy vir die Here vra, dan moet jy dit opreg vra. En jy moet ween voor die Here, want ek glo, as jy opreg na die Here toe kom, en jy gee die Here kans. Ek is die tipe mens, as ek dan verwag dat ek nog het word, gaan later. En ek het ook begin leer in die maand, dat jy moet die Here 'n kans gee. En toes, weet wat ek bid, kom die een vrou se gesig na my toe. En nou die vrou is 'n teenager, sy is baie lief vir Genevieve. En ek het my pasiënt gaan toe vir haar loop, en nou het my vrou nou sê mommy, die teenager ons ingeroep het ons gevra, en alles is uitgesorteer. Toe sê ek net dankie Here. Daar is nog vriende, wat op die laaste deel sal gaan. Toen kan al aan praten, ik moet weer stop. So ek hoop dat dit iets beteken vir almal, dat die Here moet jy met opregte hart doen, vir namens sy bid, en jy bely en ween voor die Here. Die Here kom jou weer, en die Here doen dinge, sy tyd in ons tyd. Baie dankie. Dankie, Rosalie. Dankie, Shireen. Ek is oorweldig met emosie.
in dankbaarheid teenoor die Here, jy het 'n baie diep punt aangeraak oor vriende en oor hoe ek vriende is vir ander mense. En ek dink ons almal het geleer uit wat jy gesê het. Dit is 'n dankie dat jy dit met ons gedeel het. En dan ons vertrou op die Here. Ons gaan nou kyk na Psalm 13 en ek weet, Shireen, alles wat jy gesê het, dit is asof jy Psalm 13 gequote het. Kom ons lees saam Psalm 13. Vir die musiekleier, die Psalm van Dawid. Hoe lank nog, Here, gaan U my vir altyd vergeet? Hoe lank nog gaan U gesig vir my verberg? Hoe lank nog moet ek kwellinge in my binneste dra, elke dag kommer in my hart? Hoe lank nog gaan my vyand die oorhand oor my hê? Sien dit tog raak, antwoord my Here my God. Verlig tog my oë, anders sink ek in 'n doodslaap weg. Anders sê my vyand, ek het hom oorweldig. Anders juig my teenstanders omdat ek tot 'n val gebring word. Maar ek, op die troue liefde vertrou ek. My hart wil juig oor die verlossing. Ek wil vir die Here sing, omdat hy aan my goed gedoen het. Nou, wanneer ons by mekaar kom as kerkraad of as Bybelstudie, dan het ons gewoonte om 'n teks 2 keer te lees. Dan is baie goed as jy dit die tweede maal kan hoor. En so ons gaan dit weer lees. Ek wil net graag inleidend sê, hoe hak Psalm 13 dan nou aan ons hele 7 weke wat ons gehad het, wat ons the mind of Christ oor nagedink het, hoe sy mind is. Dawid, as jy na hierdie Psalm kyk, het verstaan hoe werk Christus Jesus, hoe werk ons die enige God, sy gedagtes rondom ons lewe. Dawid het dit verstaan. En daarom het hy hierdie Psalm geskryf. Daar was 'n stuk begrip, en mens lees daai begrip wat hy gehad het in die 4de vers. Sien tog raak, en dan beweeg hy. Daar's 'n van punt in Dawid se lewe, transformasie plaas, transisie. Hy beweeg letterlik van een plek waar hy in sy menswees is, na 'n ander plek, na die plek waar die Here wil hê ons moet wees in 'n gegeewe moment. Transformation, en dis wat ons van praat. Elke dag van ons lewe ondergaan ons transformasie, jy verander. Jy transformeer vanuit 'n plek waar jy is na 'n ander plek toe. Soms is dit ten slegte. En dan moet jy vanuit daai slegte plek uit weer wegbeweeg na 'n plek waar die Here wil hê jy moet kom. God werk met ons en hy vorm ons. Dis wat met Dawid gebeur het. En dis wat ons die hele tyd gepraat het. Wat is the mind of Christ? Hoe werk Jesus? Daar het jy vir ons 'n goeie voorbeeld gegee. Vriende, tot waar sal ek stap vir my vriende? Sal ek bereid wees om 'n dak op te maak om my vriend weer te laat stap? Sal ek so ver stap? The mind of Christ is like that. Dit is wat Jesus van ons vra. As ons dink oor ons vyande, en ons het dit gelees van Dawid, wat is die mind of Christ vir jou vyande? Wat het Jesus gesê? Wie kan onthou? Wat sê Jesus moet jy doen met jou vyande aanbetref? Wat het ons verlede week gesê? Jou vyand slaat, jou vyand lief hê, en draai die ander wang wys my tot. As in jou slaan, draai die ander wang. Dis wat die Here Jesus ons leer, the mind of Christ. So kom ons kyk dan nou, na ons het weer gelees, het vers vir vers, na hoe Dawid beweeg, hoe hy letterlik 'n transformasie ondergaan in sy emosies en sy menswees in hierdie oomblik. Ons lees dit gou weer. Vir die musiekleier in die Psalm van Dawid. Hoe lank nog, Here, gaan U my vir altyd vergeet? Hoe lank nog gaan U aangesig vir my verberg? Hoe lank nog moet ek kwellinge in my binneste dra? Elke dag kommer in my hart.
gaan my vyand die oorhand oor my hê? Sien dit tog raak, antwoord my Here my God. Verlig tog my oë, anders sink ek in 'n doodslaap weg. Anders sê my vyand, ek het hom oorweldig, anders juig my teenstander, omdat ek tot 'n val gebring word. Maar ek, op u troue liefde vertrou ek, my hart wil juig op u verlossing. Ek wil vir die Here sing, omdat hy aan my goed gedoen het. So Dawid net so vinnig, as 'n mens na Psalms kyk, en dit is so 'n opmerking vir ons om te onthou, as jy na Psalm kyk, die opskrif van 'n Psalm soos 'n storie of wat ook al, as ek 'n storie skryf, dan sal ek sê, of kom ons dink aan die reeks wat voor lê, die reeks vir die volgende 4 weke, dan is die tema van die reeks, as ek net na afkondigings gaan kry, want ek kan dit nou glad nie onthou uit my kop uit nie. Hoe is dit nou? Crossing the Road with Jesus. So die opskrif vir 'n Psalm kry jy gewoonlik heel bo, en daar staan dan, en hierdie opskrif is vir die musiekleier van Dawid. So hy skryf die Psalm en hy vertel aan wie adresseer hy hierdie Psalm. En die musiekleiers in daai tyd, ek dink aan Asaf, hy was 'n musiekleier gewees van die Israeliete, belangrike musiekleier, maar 'n musiekleier waarna Dawid verwys is ook God. So hy skryf sy Psalm aan God, want God is die skepper van musiek. Musiek gaan in die hemel verseker wees. Dit staan in Openbaring. Almal het die Here in geloof geprys. So musiek, God is die skrywer en die skepper van musiek. So aan die musiekleier, aan God, skryf Dawid. Nou vra hy, en hy heel eerste vers is so belangrik vir ons, as dit kom by die eerste paar woorde, hoe lank nog? Nou as jy hoor iemand sê, hoe lank nog? As die Here hoor jy sê, Here, hoe lank nog? Dan beteken dit juist in 'n redelike desperate spasie. Jy is in 'n plek waar jy voel dat niks gebeur en niks verander nie. En hoekom, Here, hoe lank nog? Hoe lank nog? Hoe lank nog? Hoe lank moet ek nog hier wees? En Dawid skryf, Here, hoe lank nog gaan U my vir altyd vergeet? Dawid is in so 'n plek van absolute desperaatheid, dat hy vir die Here God vra, van wie hy alle leer in die woord, dat hy vra, Here, hoe lank gaan dit nog wees dat U vir altyd van my vergeet? Die tweede ding wat hy vir die Here sê, en U sal onthou, daar is iemand anderste, baie belangrik in ons lewe wat dit gesê het en wie aan ons gedink het in die afgelope tyd. Hoe lank nog gaan U gesig vir my verberg? Wie het gesê, my God, waarom het U my verlaat? Jesus het dit gesê, en ek wil dit graag vir u lees in Markus 15 vers 34. Op die 9de uur het Jesus met 'n harde stem uitgeroep, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Wat, as dit vertaal word, beteken, my God, waarom het U my verlaat? Soos wat Dawid hier skryf, hoe lank nog gaan U gesig vir my verberg? So Dawid was in so 'n verskriklike benoudheid, dat het vir hom gevoel het of God, soos dit vir Jesus gevoel het, en die verskil met Dawid, is dat God Jesus op daai oomblik wel verlaat het vanweë ons sonde. Alhoewel God nie in die doderyk is nie. Menende, God se teenwoordigheid is oral, maar dit wat in die doderyk aangaan, dan is hy goedkeuring weg. So hy draai homself weg van die sondigheid. En Jesus het dit beleef aan die kruis van Golgotha. Dawid, man van God, sit op daai oomblik in sy lewe en hy sê, Here, hoe lank nog gaan U aangesig vir my verberg? Interessant, dat dit gebeur baie keer met ons, dat die Here bietjie lank neem om te antwoord. Suster Sherine het dit so mooi gesê. Sy het geleer in hierdie afgelope tyd, dat mense bietjie moet wag vir die Here. 'n Mens moet geduld hê. En 'n mens moet vir die Here wys dat jy ernstig is. En dis wat met
hoe lank nog? Die erns begin inkom in my situasie. Dis wat die Here wil hê gebeur. Hy wil hê dat u en ek, en ons lees van in Lukas 18 vers 6 tot 8, lees ons van hierdie onregverdige regter. Jesus haal dit spesifiek aan, praat van die woorde van Jesus. Jesus haal dit aan en dan vertel hy hierdie storie van hierdie regter. Hy sê, hierdie vrou het na hierdie regter toe gekom om hulp te kry by die regter. 'n Tyd lank wou hy haar nie help nie. Maar naderhand het hy by homself gedink, vir God het ek nie ontzag nie, steur my aan geen mens nie. Maar ek sal hierdie maar omdat hierdie weduwee my moeite gee, sal ek tog aan haar reg laat geskied. Wat die Here hier met hierdie storie vir ons kom deur, is dat die Here vir ons wag om ernstig te raak oor ons situasie, soos wat hy ernstig is oor ons situasie. God is bekommerd oor whatever in my lewe aangaan, as daar iets aangaan wat negatief is en donker is. En hy wil hê, ek moet hom daarin ken. Hy wil hê, ek moet hom aanroep, so hy los my bietjie, dat ek desperaat raak. Dat ek benoud raak, en dan uitroep. En Jesaja leer ons, in Jesaja 49 lees ons, 'n waarheid van God, wat Dawid geweet het, en ons sal nou agterkom hoekom. Jesaja 49 vers 14, Sion het gesê, die Here het my verlaat, my Here het my vergeet. Dan is dit wel waar as Dawid het gesê, of Reuben het gesê. En dan antwoord die Here, kan 'n vrou haar suigeling vergeet, haar nie ontferm oor die seun van haar moederskoot nie? Selfs al sou hulle vergeet, ek sê die Here, ek sal jou nie vergeet nie. Kyk, op 2 handpalms het ek jou ingegif. So hier kom sê die Here, en bevestig die Here, al is ek in 'n plek van benoudheid, en ek wil hê dat ek daar moet kom, sodat ek na hom toe sal uitroep, hy vergeet ons nooit. As jy op jou hand, ek skryf baie op my hand om iets te onthou. Baie keer skryf ek dit. Jesus doen dieselfde. Hy kom skryf ons name op sy handpalm, sodat hy ons nooit sal vergeet nie. Dis die vergelyking daar. Hy sal ons nie vergeet nie, so hy bevestig vir u en vir my, ek sal julle nie vergeet nie. Ek sal nie. En Dawid het hierdie onthou. Hy iets van sy menswees het terugbeweeg na hierdie plek waar Jesus sê, ek sal jou nooit vergeet nie. Want jy sien, wat met Dawid gebeur het, was hy in so 'n diep donker plek inbeweeg, in sy benoudheid. In so 'n donker plek, dat hy wou iets oorkom. Dit is baie mense wat in so 'n donker plek inbeweeg, 'n plek van depressie. Jy kry geestelike depressie, dat vir jou voel asof jy net nooit weer lig sal sien nie. Hy was in so 'n donker plek, dat sy emosies bepaal het wie wat hy is. Daar's baie mense wat geen emosies toon nie. Ons lees dit hierso in die 3de vers. Hy sê, hoe lank nog moet ek kwellinge in my binneste dra, elke dag kommer in my hart. Hy het na sy hart gekyk, die kommer in sy hart het hom bekeer wat sy emosies moet wees. En sy emosies was emosies van desperaatheid, donkerte. En hy het in daai emosies gesit, en hy vra vir die Here, Here, hoe lank nog moet my emosies beheer neem van my lewe? Hoe lank nog moet my emosies gaan hierdie emosies toelaat, dat ek nie kan opstaan, dat ek nie uit hierdie situasie kan kom nie. En dan gebeur daar iets in hom, terwyl hy bid en vra. En hy sê die volgende, hy sê, sien dit tog raak, antwoord my, Here my God. En hierdie belangrike gebed wat Dawid bid, waar die transisie begin plaasvind, die transformasie in sy hart en in sy denke. Verlig tog my oë,
anders sink ek in 'n doodslaap weg. Verlig tog my oë. So broers en susters, wanneer ons in daai plek is, soos wat Dawid in daai plek was, is die antwoord nie om in ons eie harte na 'n antwoord te soek nie. Ons gaan soek hier in ons eie kwellinge en ons eie gedagtes, en daarom sê ons, moenie toelaat dat jou gedagtes jou gedrag bepaal nie. Daarom het ons die afgelope tyd geleer gesê, what is the mind of Christ? Laat toe dat God jou gedagtes verander. In hierdie situasie het Dawid dadelik besef, maar God moet my gedagtes verander. Hy is hier in hierdie donker plek waar sy gedagtes vir hom dikteer hoe hy is en wie hy is en wat met hom gaan gebeur en dat sy vyande hom gaan oorwin, dat die omstandighede te groot is vir hom. En hy kom tot op 'n plek van berou of bekering en hy sê, Here, sien my raak, verlig tog my oë. As ons kyk na wat Paulus skryf aan die gemeente van Efese, dan sê hy in die eerste hoofstuk van Efesiërs sê hy, dan bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, vir julle dit sal gee, geestelike wysheid en openbaring wat in die kennis van hom bestaan, en dat die oë van julle harte verlig mag wees, sodat julle kan insien wat die hoop is van sy roeping. Sodat die oë van julle harte verlig mag wees. Hy roep uit Dawid op 'n desperaatheid uit. Hy sê, Here, verlig my oë. Paulus skryf dat die oë van julle van harte verlig mag wees, sodat julle kan sien wat die hoop is. En dan skryf hy ook in 5 vers 6, skryf Paulus, ek gaan vir die hele stuk daar lees, laat niemand julle mislei met nikseggendes en redenasies, want daardeur kom toorn van God oor die seuns van ongehoorsaamheid, ook nie jouself nie. Ons sit hier in ons koppe en ons hart en ons dink allerhande goed uit. Vrese en angste wat oor ons heers. Hy vers 7, moet dis nie deel van dit wees nie. Want vroeër was julle wel duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef as kinders van die lig. Die vrug van die lig bestaan immers uit alle goedheid en geregtigheid. Beproef wat vir hom aanneemlik is. Ja, moenie deel aan die onvrugbare werke van die duisternis. Stel dit eerder aan die kaak. So hierdie dinge wat in jou gedagtes is, bring dit na vore. Sê dit vir die Here, want die dinge wat deur hulle in geheim gedoen word, selfs net wat om daaroor te praat, is skandelik. Tog word alles wat deur die lig ontmasker word openbaar. Immers, alles wat sigbaar word is lig. Daarom word gesê, word wakker jy wat slaap en staan op uit die dood en Christus sal lig oor jou laat skyn. Word wakker jy wat slaap en staan op uit die dood. So wanneer jy in daai plek van dood is waar jou gedagtes maal en jy hierdie negatiewe goed glo, wat ewer dit ook al is, dan sê hierdie laat toe dat Christus in daai situasie inskyn en jou eie dood uit wakker maak. Broers en susters, wanneer ons so toelaat dat situasies en omstandighede en wat ook al vir ons vertel, kan ons geestelik doodgaan. En hoe meer jy toelaat dat iemand vir jou dikteer wat nie van die Here is, net duisternis en jou eie redenasies, slegte negatiewe gedagtes, hoe meer gaan jy geestelik dood. En dit is wat Dawid hier skryf. Hy sê, Here, verlig my oë, anders sink ek in 'n doodslaap weg. In 'n plek waar dit voel asof ek geen lewe het nie. Christus Jesus is lewe, broers en susters. Hy is die lig. Ons gaan dit hierdie volgende paar weke doen. Ons gaan gesels oor Jesus, die water, die lewende water, die brood van die lewe. Jesus, die goeie herder. Hy is die lewe vir ons. En wanneer ons toelaat dat hy sy lig in hierdie duisternis van ons hart skyn, dan kom ons uit die doodslaap uit. En Dawid, op daai oomblik, maak die Gees van God sy oë oop en sê vir hom, Dawid, jy laat toe dat jou hart vir jou dikteer.
jou negatiewe gedagtes oor jou vyand vir jou dikteer. Laat toe dat my lig in jou hart kom skyn, sodat jy kan sien. En Dawid stel homself op en hy sê, Here, hier is ek. En die Here kom. En hy skyn in die duisternis in. En Dawid se hart. En die transformasie vind in hom plaas. Maar ek op u troue liefde vertrou. My hart wil juig oor u verlossing. Ek wil vir die Here sing, omdat hy aan my goed gedoen het. Die oomblik toe die Here in Dawid se hart met sy lig aan Dawid openbaar, dat hy nie van hom vergeet het, dat hy in God se handpalms gegraveer is. Toe die lig val op die duisternis wat in sy mind met mekaar gemaak is, wat veroorsaak het dat sy emosies oorweldig. Toe dit gebeur, toe verander Dawid in sy gesinne. Toe kry Dawid weer hoop. Toe hy weer vreugde. Toe kan hy weer sê, Here, op u vertrou ek. Nie op homself nie, nie op sy goeie werke nie op sy goeie geestelike lewe nie. En Dawid het 'n verskriklike wonderlike verhouding met die Here gehad, maar hy het nie daar vertrou nie op die Here se barmhartigheid, die Here se genade, die Here se verlossing vertrou. Die trou liefde, sy barmhartigheid, die verlossing, sy genade, dis waarop hy te vertrou. Wie is die hoopplaas? Ons hoop is in Christus Jesus, ons Here. Ons het dit weer en weer vir onsself kom sê, hierdie afgelope tyd. Ons hoop sal nie beskaam nie. Hy sal vir ons deurbreek. Hy het vir Dawid deurgebreek. Dawid het vir hom gesê, Here, wat my vyande gaan van my dinge sê. Moses het dit ook gesê. In Exodus lees ons Moses skryf daar, en hy skryf in Exodus, skryf dit neer en sê, ja, ek het vir die Here gesê, Here, jy moet asseblief saam met ons trek. Want as u nie saam met ons trek, dan gaan hulle sê, hierdie ander volkere gaan sê, as u, dat ek dit lees vir u, as u self saam gaan, jy moet ons nie van hier af wat wegtrek, die Here. Hoe sal die mense weet, dat ek en u volk, u goedgesindheid geniet, as u nie saam met ons gaan? Dawid was beangst oor sy vyande, dat sy vyande uiteindelik kan sê, ons het hom oorwin. En Dawid was die koning van Israel. Hy was koning van God se volk. Moses was die leier van God se volk. Die Here sal vir ons deurbreek. Dawid het dit geweet. Dawid het dit geglo. En Dawid het vir ons getuig, deur vir ons die Psalm te skryf. Ons leef in die hoop van ons Here. Mag die Here vir u versterk, vir u krag gee, in hierdie tyd, vir die week wat voorlê, dat u sal weet, my hoop is in die Here. Ek kan op u vertrou, maak nie saak wat nie. Ek gee vir u jou oomblik van stil gebed. Dankie Here Jesus. U is ons hoop op heerlikheid, op oorwinning. En u stel ons vertroue. U is ons verlossing. Ons wil van u sing, omdat u aan ons goed gedoen het, Here. Dankie vir die genade. Here, ons wil spesifiek vanoggend voor u bring, ons gemeentelede wat siek is, Here. U ken hulle elke een by die naam.
Dankie Here dat het goed gegaan het met Wilfried se operasie. En wil U vir haar in hierdie pad van herstel lei soos wat net U dit kan doen, Here. Ons dink aan Linda, Vader, soms die pyn wat soms oorweldig, wil U asseblief vir haar sterk maak en vir haar krag gee. Ons dink aan Gary, Here, dit gaan goed met hom. Soms sukkel hy, soms kry hy geslaap nie. U is daar wanneer hy so sukkel om te slaap. Wil U ongenadig wees. Geef vir hom die krag, Here, om by te staan. Here, ons dink ook aan Tannie Maureen. Sy sê dat haar liggaam weer haar in die steek gelaat het in die afgelope tyd. Hoe bid Here dat U vir haar sal versterk, Here. U hou aan om haar te versterk. Dankie dat U al haar gebede verhoor, Here. Dankie dat U elkeen se gebede verhoor. Dankie vir ons gemeente, Here. Dankie vir ons jong mense wat in die skool is. Dankie dat ons hulle aan U kan opdra, dat U vir hulle sal bewaar en beskerm. In alle geval, dankie vir ons werkende jong mense, Here. Vader, U ken elkeen van hulle by die naam. Ek wil bid, Here, dat U vir hulle van krag tot krag sal gaan. Here, dat as daar iemand is wat of dinge is wat in die pad staan van 'n posisie wat hulle graag wil hê, dat hulle 'n nuwe pos kan beklee, Here, 'n hoër pos, dan wil ons kom bid in die naam van Jesus, dat U dit uit die weg sal ruim. Dat U vir hulle die geleenthede sal oopmaak, die baanpad sal oopbaan vir hulle, Vader, dat hulle in hulle werk, dat dit beter sal gaan, dat hulle sukses sal behaal, asseblief. Ons bid vir ons ouer gemeentelede, Vader, wat al lank in hulle werksplekke is. Vader, wil U vir hulle wysheid en insig gee. Vader, ons bid ook vir ons afgetrede gemeentelede. Elkeen op sy eie sy en haar eie plek. Wil U ook vir hulle dra. Hierdie heerlike nuwe plek waaraan hulle is, Here, om afgetree te wees, om fees te kan vier en die lewe te vier. Wil U vir hulle seën, Here, in alles wat hulle doen en aankom. Ons bid dit vir die hele gemeente, Here. Hierdie gemeente, Here, is U gemeente. Hierdie gemeente het U lief, Here. U is ons Here. Ons wil vir U dienaars wees. Ons wil U getrou dien, want U is ons koning, voor U buig ons wag. U is alles vir ons, Here. Net U alleen. Ons eer U in U naam, Here Jesus. En ons wil vra, Vader, U sien ons wêreld, U weet wat aangaan in ons baie wêreld. U weet, Vader, van die oorloë en gerugte van oorloë. U weet van mense wat geld maak uit oorlog uit al die oorloë uit. En ons wil opstaan in U naam teen hierdie mense wat ten koste van ander se lewens geld wil maak, Here. Dat U lig op hulle duisternis sal laat skyn. Dat hulle sal ophou met hulle werk. Asseblief, Here. Ons wil bid vir ons regering, Here. Wil U asseblief vir hulle wysheid gee oor hoe hulle hierdie land bestuur. En dat hulle sal tot insig kom dat selfverryking skadelik is vir hulle self eintlik, maar vir hulle hele land, vir almal saam met hulle. Asseblief, Here, gee insig en wysheid. Laat 'n leierskap in ons land opstaan, Here, wat vir U wil doen, wat U wil doen. Ons bid dit by U, pleit U daarvoor, asseblief, Here. Ons dank U vir U genade in Jesus naam. Amen. Daar's nou geleentheid vir ons offergawe.
saam met Here. Maar vir U is dit hy. Dat U gee vir ons alles, Here. Selfs dit wat in die sakkies van kyk was vir ons. Kom van U. Maar ons vra dat U dit sal gebruik. Ek bring dit voor gebruik. Maar nie om dit te hier, maar ons vra dit vandaag. Ons vra dit in U naam. Dankie, Michael. Dankie, broers en susters. Net 'n paar afkondigings, daar is nie baie afkondigings vir vandag nie. Ons begin volgende week met 'n nuwe reeks, vir die Engelse lidmate, for the English. I know that there's some of our congregants that say to me, oh, this Afrikaans is not so delicious. So, crossing the road with Jesus, ons gaan so 'n bietjie die pad kruis, vir alles jy in 'n nouwe paal bly, het ek agtergekom is redelik gevaarlik daar, al wil jy met 'n rijdende kar voor die pad daar te gaan. Die taxis is baas daar. So, crossing the road of Jesus, die tema, die 4 temas wat ons spesifiek gaan aanraak, is I am the good shepherd, I am the gate, I am the living water, and I am the bread of life. So, crossing the road of Jesus vir die volgende 4 Sondag. Gemeentelede vir gebed, terwyl ek besig was met gebed, het ek ook voorbereiding spesifiek vir hulle gedoen. Sister Gertrude Vester, broer Gary Thompson, Tannie Marie Cupido en Sister Linda Hendricks. Sunday school next week for the next term. It starts next week then for the next term. En hierdie week is lekker vakansie daar, so julle moet lekker vakansie hou, jy wat 'n bietjie af is en wat 'n bietjie iewers ter nog gaan, daar's mense wat weggaan. So Freedom Day die 28ste en die eerste werkersdag vir al die werkers, so bly is die wat kan wegbly van die werk af. En nie nodig het om te werk nie. Dit is lekker. Dan die 7de Junie. En Sister Gloria het gevra om dit net afkondig. Sy het luister by haar, as jy wil die ontbyt gaan, by die ontbyt gaan saamkuier met broers en susters. Die 7de Junie by Parkers Primary School is ons ontbyt. Ek gaan nog al die inligting kry rondom dit, laat en al daai, sê net so lank. Die kaartjies is R100. Jy kan jou naam so lank begin opgee by Sister Gloria. 7de Junie. Sê vir jou vriende en familie, mooi almal dat julle tafels vol maak. Hierdie is ons 'n fondsinsamelingsgeleentheid, so asseblief. Verjaarsdag, kyk, hierdie week het verby, is ek ons nog nie almal se verjaarsdag gevier nie, so vanoggend moet ons. Cameron het die 21ste verjaar, Cammy baie geluk met jou wie-day broer. Elaine Boerien, sy verjaar, die 23ste, Sister Anna en broer Gary. Almal die 23ste aan hulle baie geluk. Logan Jones en Kia Johnson, hulle verjaar die 1 Mei. Natasha Roche, sy verjaar die 2de. Broer Ander Fortuin en hulle Mei, hulle die 3de Mei en natuurlik St. Stephen's verjaar ook in April. Ons is 182 jaar oud. Hierdie gebou 225 jaar, kan jy dit dink? Ek as dit gaan oor maintenance in hierdie gebou nie, dan weer die Church Council, stel julle my saam. Want dit is 'n ou gebou hier, ons moet respek hê vir die gebou wat so oud is. Kom ons sing vir die wat verjaar, sodat hulle hierdie jaar met geseënde en gevleelde vlerke sal invlieg. Praise
die aanbiddingspan vir ons na vore beweeg asseblief, want omdat gaan ons dit so omdoen. Ek gaan die seën uitspreek, broers en susters, vir ons almal, en dan gaan ons saam die blessing sing as 'n amen. Ons staan. Ontvang die Here se seën. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. Lord turn His face toward you and give you peace. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. Die kerkraad het nog die tyd vir 5 minute.